In hierdie video, weer eens, gaan er net oorsigtelik gekyk word na graad 11 eindeksamen vraestelle. Hier gaan spesifiek gefokus word op vraag 4. Nes met vraag 3 gaan jy sien hier's baie oorvleueling en jy gaan ook sien dat as jy in detail wil kyk na sulke tipe somme, dan moet jy gaan kyk na graad 12 fisika waar eindvraestelle deurgewerk word oor Newton se bewegingswette. 2015, hier's nou 'n helling. Ons sien wat gaan ons moet doen. 'n vrye liggaamdiagram. Newton se tweede bewegingswet. Jy moet al jou bewegingswette uit jou kop uit ken. Berekening van spanning in die toutjie en baie keer is hierso gelyktydige oplos van vergelykings ter sprake. Twee onbekendes, jy gaan twee vergelykings nodig hê. Dan 'n verandering in versnelling as ook die omruil van die 1 en die 2 kg blokke. Kaprolle is ook soms ter sprake. In hierdie spesifieke vraag het jy weer begin met 'n vrye liggaamdiagram en jy moes ook jou kennis van graad 10 weer toepas in die vorm van bewegingsvergelykings. Onthou, jy gaan weer oor bewegingsvergelykings eksamineer word in graad 12. Nou, hierdie is nie 'n tikfout nie. Hierdie was 'n tweede gedeelte van vraag 4 in 2015. 2016. Newton se tweede bewegingswet, vrye liggaamdiagram, bereken die wrywingskrag, bereken die versnelling en weer eens, wat gaan die impak wees as ons die blokke omruil? 2017 het te make met 'n insleepvoertuig. Hierdie is 'n vraag wat gereeld ook sy draai maak in toetse eksamens, as ook handboeke in die vorm van 'n voorbeeld. Wat moes jy kon doen? Wrywingskrag definieer. Newton se derde wet, hy was bietjie hier ter sprake, jou vrye liggaamdiagram wat jy moet kan teken, jy moes die spanning bereken en dan ook die kinetiese wrywingskoëffisiënt, as ook die versnelling nadat die sleepstang ontkoppel het, so jou bewegingswette was ook hierso van belang. 2018 herinner aan vraag 3 van 2017. Wetenskaplike metode. Ken jou onafhanklike veranderlike, die een wat jy verander. Ken jou afhanklike veranderlike, die een wat jy meet. Weet wat is 'n hipotese, weet wat is 'n ondersoekende vraag. Jy moet wetenskaplike metode 100% ken, ook wat die skets van grafieke behels. 2018 het ook 'n opvolgvraag gehad, vraag 5. Wat moes jy daar ken? Vrye liggaamdiagram moes jy kon teken, jy moes die versnelling kon bereken het, jy moes gesê het in watter rigting is die versnelling en dan ook die grootte van die netto versnelling. Laastens kyk ons na 2019 wat ook verband hou met Newton se tweede wet. Jy moes hom kon definieer, jou vrye liggaamdiagram teken, die grootte van die versnelling bereken, as ook verduidelik het wat word bedoel met versnelling. Nooi jou weer eens uit om te gaan kyk na die graad 12 fisika video's spesifiek oor Newton se bewegingswette. Die eindeksamen vraestelle gaan oor presies dieselfde werk as dit wat jy in graad 11 gedoen het.